teken familie en vriende en welkom by vandag se aanlyn diens. As dit jou eerste keer is, baie welkom en geniet dit saam met ons. Kom ons kyk wat sê die woord van God in Psalm 118 vers 28 en 29. U is my God, U wil ek loof, my God. U goedheid wil ek besin. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Soms voel dit vir my, ek is baie ver van hom af, maar hier weer eens sê dit, aan sy liefde is daar geen einde nie. Kom ons loof die Here in sang. Ons prys U in aanbidding, ons prys U in aanbidding, ons prys U in aanbidding, gesalfde en Heer. Ons prys U in aanbidding, ons prys U in aanbidding, ons prys U in aanbidding, gesalfde en Heer. Want U alleen is waardig, want U alleen is waardig, want U alleen is waardig, Christus die Heer. Want U alleen is waardig, want U alleen is waardig, want U alleen is waardig, Christus die Heer. Jesus, U alleen is waardig, aan U alleen kom toe al die eer, al die krag, al die majesteit. Jesus, U alleen is heilig, aan U alleen kom toe al die lof, al die mag, al die heerlikheid. Daar is geen ander naam as Jesus. Daar is geen mooier naam as Jesus. Laat die hele aarde juig, want die redder van die wêreld het gekom. Hoog verhewe, hoog bo al staan die koning van die heelal wat weer terug gaan kom. Elke nasie, elke volk, jou redding is hier. Jesus, U alleen is waardig, en U alleen kom toe al die eer, al die krag en majesteit. Jesus, U
ander naam as Jesus. Daar is geen mooier naam as Jesus. Laat die hele aarde juig, van die redder van die wêreld het gekom. Hoe verhewe, hoe bo al staan die koning van die heelal wat weer terug gaan kom. Elke nasie, elke volk, jou redding is hier. Deur die hele skepping klinkt die hoogste ere naam bo alle name. U alleen is Here. Laat die aarde juig, van die redder van die wêreld het gekom. Jesus, Jesus, hoe verhewe, hoog bo al staan die koning van die heelal wat weer terug gaan kom. Elke nasie, elke volk, elke nasie, elke volk, jou redding is hier. Middag Beacon familie en baie welkom hier by ons aanlyn diens. Ons is in week 6 van ons preekreeks om te groei in intimiteit met God soos ons deur die psalms werk. En ons het gesê ons wil so 6 weke tyd spandeer, maar ek wil verseker volgende week nog 'n week net spandeer op die psalms. Ek dink ons raak so 'n paar belangrike dinge aan dat dit nodig is dat ons nog 'n bietjie tyd daaraan spandeer. En ons leer om te groei in intimiteit met God soos wat ons deur die psalms gaan. En 3 weke terug het ek gepraat oor Psalm 73 en hoe ons groei in intimiteit met God deur hom te vertrou. Verlede week het Wouter gepraat oor hoe ons onthou. Ons groei in intimiteit met God wanneer ons onthou, spesifiek uit Psalm 136 uit. En vandag wil ek praat oor 'n aspek wat miskien ons vergeet hoe om te doen en wat die Bybel ons daarvan leer. En dis eintlik die Engelse woord lament. Net soos wat ons 'n boek in die Bybel daar het wat Jeremia geskryf het, klaagliedere. Miskien is 'n Afrikaanse woord klaagliedere en dis nie net noodwendig kla en kerm nie, maar klaagliedere of miskien weeklaag is meer iets soos wanneer ek baie hartseer is, maar ons groei in intimiteit met God wanneer ons leer om te lament, wanneer ons leer om ons klaagliedere voor God uit te stort en vertroue, onthou en hierdie klaagliedere van ons hart, lamenting. Ek dink hierdie 3 werk op 'n baie unieke manier saam met mekaar om ons te help om te groei in ons verhouding met God. En ons het nodig om te vra, okay, maar wat is hierdie klaagliedere? Wat lê aan die hart hiervan? Wat is lament? Okay, die Engelse woord lament. Miskien kan ons 'n direkte Afrikaanse anglisisme hê en ook die woord lament gebruik. Wel, ons moet 'n onderskeid maak tussen wanneer daar klaagliedere is en wanneer ons sommer net kerm en kla. Ja, jy's so 'n klaagkous, jy's so 'n kermkous. Dis nie waarvan ons praat nie. So, kom ons maak dit seker, want selfs in die Engelse taal kan die woord lament en complaining word dit baie keer so interafhanklik gebruik, maar ons het nodig om 'n onderskeid te maak. So wanneer ek kerm kla, kom ons sê kerm kla, dan dit word gekenmerk deur
deur bitterheid in my hart, deur woede in my hart, deur arrogansie, deur trots. En jy kan gaan lees in Exodus hoe die Israeliete gekerm en gekla het en weerstandig en opstandig was teen God toe hulle deur die woestyn gegaan het. Hulle het gewhyn die hele tyd, gekerm en gekla. En eintlik was hierdie kerm en kla teen die karakter van God. Dit was 'n aanval teen God se karakter en teenoor wie God is. In teenstelling met dit is klaagliedere element word gekenmerk deur nederigheid in ons harte. 'n Nederigheid, 'n eerlikheid, 'n opregtheid om opreg en eerlik te wees oor my pyn en oor my situasie. Dit voel vir my partykeer vandag asof daar in hierdie wêreld waarin ons nou leef en selfs binne in die kerk, jy weet, gaan dit net oor ons moet net die positiewe dinge verklaar en spreek en sê, selfs wanneer daar iets negatief en sleg is, mag ons dit nie noem of sê nie, want dit gaan een of ander manier gaan dit nou sleg en verkeerd wees. Maar nie as ek die Bybel lees, dan sien ek of dit Elia was, of reg deur die psalms en Dawid en al die ander, hulle was opreg en oop en eerlik oor hulle situasies. Hulle het gesê, dis hoe dit is. Dit beteken nie, ek is nou negatief nie. So hierdie Bybelse lament en klaagliedere is, ek kom in nederigheid en afhanklikheid van God. Ek is eerlik, opreg oor my pyn en my situasie. Ek is opreg oor wie God is en my vertroue in hom. Dit is 'n eerlike uitdrukking van my noodtoestand, my noodsituasie. Maar miskien kan ons sê, klaagliedere, wanneer ek klaagliedere uiter, wanneer ek lament, is dit hierdie ongesensorde gemeenskap en gesprek tussen my en my hemelse Vader. Hy weet in elk geval wat in my hart aangaan. Dit help nie, daar gaan een ding in my hart aan nie, maar ek sê vir ander mense net om heilig te klink en om goed te klink en om hierdie groot Christen te probeer wees nie. God weet wat in my hart aangaan. Ek kan dit vir ander mense wegsteek, maar ek kan dit nie vir hom wegsteek nie. So ek is oop en opreg en eerlik in my gesprek met God, maar ek doen dit in nederigheid en 'n afhanklike ingesteldheid van my hart. En nou hierdie psalms is 'n versameling van liedere en gebede en gedigte wat geskryf is deur mense wat nie vreemdelinge was vir swaar kry en pyn en lyding nie. Lyding en moeilike tye was nie iets snaaks gewees vir hulle nie. En die psalms kan vir my en jou help om te leer en te groei in hierdie Bybelse dissipline, wil ek dit amper sê, en Bybelse oefening van klaagliedere in lamenting. En die mense wat die Ou Testament bestudeer en ondersoek en dan kyk, is van mening dat ten minste 2/3 van die psalms gaan oor klaagliedere. En as jy ook self die profeet Jeremia se boek klaagliedere gaan lees, dan hoor jy hoe hy ween en hoe hy hartseer is oor die vernietiging van Jerusalem. En dan kry ons Jesus, ons God en ons verlosser self, daar in die finale ure van sy lewe in die tuin van Getsemane, wat sy klaagliedere voor die Vader uitstort. In teenstelling met die Israeliete deur die woestyn, kom die volk Israel en hier in die psalms, kom hulle en hulle vra God om te antwoord en om in te tree volgens sy liefde aan wat daar geen einde is nie. Sy nimmer eindigde liefde en genade. Hulle doen 'n oproep tot God se geregtigheid, tot sy regverdigheid, tot sy nimmer eindigende liefde. Sy liefde wat nie tot 'n einde kom nie. Sy ontferming oor hulle, want hy was getrou in die verlede en hy sal getrou wees in die toekoms. En daarom kan ons sê, klaagliedere is 'n oproep. 'n Oproep kan ek sê, Here, ek beroep my op u genade, u ontferming en my vertroue wat ek het in u karakter en wie u is. Nou is daar individuele
psalms van klaagliedere wat individuele mense geskryf het. So kan jy Psalm 10 gaan lees byvoorbeeld, Psalm 88 en dan is ook psalms wat die gemeente as te ware saam gesing het, saam voor God gebring het. So kom ons kyk na 'n voorbeeld van so 'n psalm. En dis Psalm 74, 'n gedig van Asaf. En eintlik is dit maar die hele volk Israel hier wat hulle hart kom uitstort teenoor God deur die pen van Asaf. En dieselfde ou wat Psalm 73 geskryf het, en 3 weke terug het ons daarna gekyk, hierdie selfde ou Asaf wat 73 geskryf het, kom skryf 74 en hy eindig 73 en hy sê, maar wat vir my aangaan, dis goed om naby God te wees. Is goed om naby God te wees. Hy skryf oor sy verhouding met die Here en hoe hy op soek is na intimiteit met God, en terwyl dit so moeilik gaan en sy voet amper geval het terwyl hy na die omstandighede rondom hom gekyk het, maar hy eindig en hy sê, maar dis vir my goed om naby God te wees, om in God se teenwoordigheid te wees. En dan hier in Psalm 74 lyk my verander dit heeltemal, en hier waar Psalm 73 amper wil ons sê op 'n goeie noot eindig, hoor net hoe begin Psalm 74. Waarom, o God, hou U aan om ons te verstoot? Waarom? So kom ons lees Psalm 74 en ek lees uit die 83 vertaling uit. Ek gaan die eerste klompie verse daar lees. Waarom, o God, hou U aan om ons te verstoot? Waarom is U kwaad vir die kudde wat aan U behoort? Dink tog aan U gemeente wat U lank gelede U eiendom gemaak het. Die volk wat U vir U self as besitting verkry het. Sionsberg waarop U gewoon het. Kom loop tog deur die plek wat so lankal in pyn lê, die heiligdom wat die vyand so totaal verwoes het. En vers 3 hier verwys en die agtergrond hier van Psalm 74 en vers 3 hier verwys na die vernietiging van die tempel. En alle waarskynlikheid hier in die jaar 586-87 voor Christus, toe die Babyloniërs Jerusalem binnegeval het en die tempel verwoes het, en praat hy hiervan ook die teenwoordigheid van God, want soos God hom openbaar het aan Moses en hulle deur die woestyn getrek het met die tabernakel en in die beloofde land, het hulle nou die tempel, en dit is nou simbolies van God se teenwoordigheid. Dis die plek waar hulle vir God gaan ontmoet, waar sy teenwoordigheid is, en daar is sy simbole van die verbond wat hy met hulle gesluit het, soos die verbondsark wat hulle hier kry. En hier sê Asaf, Here, waar is hierdie goeders? U heiligdom, die vyand, en wanneer hy verwys na vyand hier, verwys hy na die Babyloniërs, en hy sê, die vyand het U heiligdom verwoes, Here. Vers 4, die oorwinningskreet van U vyande het in die plek van samekloms weer klink, en hulle het hulle vaandel daarop gerig. Hy sê, Here, hier die verbondsark, al hierdie simbole wat in die tempel was, wat ons herinner het aan U beloftes, dat U met ons is en altyd saam met ons sal wees. Hierdie dinge is verwyder, en die vyand se vaandel, ons kyk na vreemde dinge hier, Here. En dan gaan hy aan en hy praat oor hierdie vernietiging. In die eerste 11 verse kom Asaf en hy stort sy hart uit. In nederige afhanklikheid kom lament hy, kom gee hy sy weeklaag, sy klaagliedere voor God oor die situasie wat aangaan. En dis nie 'n kerm en 'n kla en 'n vingerwys na God, waar is God, hoekom God nie antwoord nie, maar is eerder 'n hartseer in afhanklikheid. Hoor net vers 10 en 11. Hoe lank, o God, sal ons teestaandes ons nog verneder? Sal die vyand U naam vir altyd bly belaster? Vers 11. Waarom help U ons nie? Waarom lig U nie U hand op en vernietig die vyand nie? Here, waarom lig U nie U hand op nie? Waarom lig U nie U regter, U magtige regterhand op en vernietig nie? En hier kom God se mense en hierdie tempel wat hulle aan vasgehou het, die simbole wat hulle aan vasgehou het, dis vernietig, maar erger nog, vers 10 en 11, blyk dit dat Asaf sê, Here, wat nog erger as dit is, dit blyk vir ons asof U nie omgee nie,
asof u net nie iets wil doen nie. Dit lyk vir ons amper asof u met u hande in die sakke staan. Waarom lig u nie hand op nie? Waarom doen u net eenvoudig niks hier aan die Here? Here, hierdie vyande het gekom, hulle het ons oorwin, hulle het ons alles vernietig. En dis nie dat God dit nie weet nie, dis nie asof hy sê, wow, Asaf, ek is baie jammer, ek het geen idee van wat hier aangaan nie, hoe dit gebeur nie, ek het dit nie gesien nie, ek weet nie daarvan nie, dit is baie sleg nie. God is soewerein en hy is in beheer van alles, en hy weet. En Asaf kom en hy sê, Here, maar kyk wat gaan aan hier rondom ons, dit lyk net of u net eenvoudig niks doen nie. Here, u teenwoordigheid, die ding wat die psalm so uitlig, die een ding wat die psalms ons leer om aan vas te hou en te koester, die teenwoordigheid van God. Dit blyk hier in Psalm 74, asof selfs die teenwoordigheid van God nie buite die bereik van die vyand se aanval en vernietiging is nie. Maar dan kom daar 'n omdraai en 'n omkeer in Psalm. Net soos in Psalm 73 vers 17. Psalm 73 vers 17. Totdat ek in die heiligdom van God ingegaan het, totdat ek in u teenwoordigheid ingekom het. In Psalm 73 sê Asaf, maar toe ek in u teenwoordigheid inkom, toe verander alles. Hy sê, Here, my situasie het nie verander nie. Dinge rondom my is nog dieselfde, Here, maar toe ek in u teenwoordigheid inkom, toe verander alles. Toe verander my perspektief, toe het ek nuwe visie, toe word ek weer herinner en versterk aan wie u is. En dan hier in Psalm 74 kom hierdie omdraai, hierdie omkeer, hierdie totdat. In Engels word dit so pragtig gesê, but, until, yet. But, until, yet. But God. Maar God. Kom ons lees vers 12 tot 17. Hier kom die omkeer. Sit dalk miskien voor dit. Maar God is van altyd af my koning. Dit is hy wat op die aarde redding bring. Dit is u wat deur u mag die see onstuimig gemaak het. U wat die koppe van die monsters in die see vermorsel het. U wat die koppe van die Leviathan verpletter het en hom vir die haie gegee het. U wat fontein en stroom laat uitbreek het. U wat standhoudende riviere laat opdroog het. Dit is u aan wie dag en nag behoort. U wat aan die son en die maan hulle plek gee. U wat al die seisoene van die aarde vasgestel het. Somer en winter is die werk van u hand. Hou jy tog nie van hierdie maar God nie, but God. In die eerste 11 verse kom Asaf en hy stort sy klaagliedere uit. En dan kom hierdie omkeer en dan sê hy, maar God, but God. In hierdie oomblik van paniek en die mekaarheid en confusion en vrees en alles wat inkom en waar dinge lyk of dit heeltemal onderste bo is. Dinge val uit mekaar uit, dinge is vernietig, dinge is verwoes. Kom Asaf en hy stort sy in nederige afhanklikheid, bring hy sy klaagliedere voor die Here en hy bid en hy sê, Here, waarom? Here, wat gaan nie aan? Here, waarom beweeg u nie? Wat is besig om te gebeur, Here? En nadat hy sy hart uitstort, dan onthou hy. Hy onthou dat wanneer die omstandighede nie by mekaar kom nie, wanneer dinge nie optel nie, wanneer 1 + 1 nie 2 is nie, en wanneer die dinge rondom hom nie verander nie, en wanneer dit voorkom asof daar geen vrug en geen oes aan die boord is nie, en daar geen skape en beeste in die kraal is nie, en wanneer dit voorkom asof God nie my gebed beantwoord soos ek dit wil hê en in my tyd nie,
En selfs wanneer dit voorkom asof God afwesig is God altyd besig om te werk. Daar in daardie oomblik, wanneer dit voorkom, when it seems as if God is not working. Wanneer dit blyk en voorkom asof God niks doen nie, is hy eintlik besig om 10,000 klein dingetjies te doen wat ek en jy nie eers kan sien nie. 10,000 klein dingetjies wat ek en jy nie kan sien nie. En ons sal weet dat God werk en God tree op en God tree in. God is soewerein en hy is in beheer van die klein dingetjie en van die groot dinge. Hy is in beheer van alles. Luister net weer na hierdie proklamasies van wie God is, wat Asaf kom erken. Hy kom herinner vir my en jou aan die soewereiniteit van God. Dat God is God en ek en jy is nie God nie. En hy kan doen wat hy wil en maak wat hy wil en hy is in beheer van alles. Hy is die een, vers 12 tot 17 weer nie. Hy bring redding. Hy bring redding. Dis hy wat die see onstuimig gemaak het. U die koppe van die monsters vermorsel. U het hulle verpletter. U gee dit vir kos. U wat die fontein en die stroom laat uitbreek het. U die fontein uit die droë aarde laat opbreek het. En u, Here, is die een wat hierdie standhoudende riviere laat opdroog. Hy sê, dis u aan wie die dag en die nag behoort. U die grense getrek. U het gesê dag en nag. Hier is dag, hier is nag. Dis u wat die son en die maan 'n plek gegee het. U het gesê, son, jy is daar, maan, jy is daar. Hy het hierdie onstuimige, die see onstuimig gemaak en dit vat ons net half amper terug na Genesis 1 vers 1. In die begin het God. Al die belangrikste frase in die Bybel, in die begin het God. En nog steeds is hy besig, en die einde sal God ook, tot in alle ewigheid. Hy is die een wat die grense getrek het vir die see, toe alles woes en leeg en die mekaar was. Het hy die grense getrek en sê, aarde, jy is hier, vasteland, jy is hier, see, jy is daar, jy is op jou plek, aarde, jy draai om jou as, son, maan, sterre, jy is daar, sterre, dis jou naam, dis jou naam, dis jou naam, ek ken jou by die naam. Hy het dit alles gedoen. Vers 17. U wat die seisoene vasgestel het. Somer. Ja, vriende, en hoor gou hier. En winter. Somer en winter is die werk van u hande. En dink vir 'n oomblik aan die seisoene wat ons beleef en ervaar. Waar kom hierdie seisoene vandaan? Toevallig? Is dit maar net 'n natuurlike verskynsel? Nee, hier kom Asaf en hy kom herinner ons, hy sê, winter en somer is die werk van u hande. U die grense daarvan getrek. U is in beheer van alles. En as hy die grense van die see trek, is hy ook die grense wat kan trek vir lande en van wat ook al aangaan. Hy is die een wat in beheer is van wêreldregeerders, boos of nie. Hy trek die grense. Hy sê vir hulle waar om te stop. Iemand het een keer gesê, jy weet, die duiwel is soos 'n klein blaffende hondjie, maar hy is op 'n baie kort halsband. Ja, hy kan byt, hy kan seermaak, maar God het die grense getrek vir hom tot waar hy kan gaan. Hy is op 'n halsband. God wat die grense trek van die oseaan, wat die God is van die winter en die somer. En dink aan hierdie winter, wanneer winter kom, wanneer die ys daar is, en ek dink terug aan die Vrystaat en die ryp wat kom, en dinge ryp dood, en is 'n slegte tyd, maar dan kom die lente en die somer, en dit breek deur, en die winter is belangrik, en dink aan die sitrusboere, net die ander kant Langebaan, hoe hulle sal vir jou vertel hoe belangrik is die winter, hoe belangrik is dat ons daai uitermate koue temperatuur is, ryp en sneeu, wanneer dit dinge doodmaak, is dit belangrik vir nuwe lewe om voort te breek. Maar vriende, nou ek en jy dink baie keer, God, ons wil hê, God moet net die God van die somer wees. Maar God is die God wat die somer en die winter ingestel het. Aan die einde van hierdie diens is daar 'n gedeelte wat ek jou uitnooi om te lees. Dit kom uit 'n dagstukkie, Morning and Evening, wat saamgestel is deur Charles Spurgeon.
fantastiese man van God, prediker, wat die hele woord van God gepredik het, wat deur swaar en moeilike tye in sy lewe gegaan het, en wat God kragtig gebruik het, 'n paar eeue terug, Charles Spurgeon. Daar is 'n gedeelte en hy skryf 'n gedeelte oor Psalm 74 vers 17 en dat God is die God van somer en winter. Ek nooi jou uit om dit bidtend te lees. Maar dan sien ons nou hier in Psalm 74 na die eerste gedeelte wat Asaf bid en lament en sy klaagliedere voor God uitroep, dan haal hy sy oë van homself af, hy haal sy oë van sy omstandighede af en hy kyk na God in vers 12 tot 17. En daar vind hy sy vrede en daar vind hy sy rus en daar vind hy sy ewige hoop. Vriende, afgesien van Asaf en wat hy gesien het met die vernietiging van die fisiese tempel in Jerusalem, was daar ook 'n ander dag waar God se vyand, en wanneer ek nou die woord vyand gebruik, dan verwys ek nie na die Babiloniërs en die vernietiging van God se tempel wat sy teenwoordigheid uitgebeeld het nie, maar ek praat nou van die duiwel. Daar was 'n ander dag toe God se vyand, die duiwel, gekom het en hy het geïdentifiseer en hy het ingezoom as te ware op die ding, op die een wat hoop vir God se mense gebring het. Daardie dag toe God se teenwoordigheid nie net soos die tempel vernietig is en verwoesting gebring is en daar kan of vandalisme plaasgevind het, hierdie looting nie, soos wat in Psalm 74 was nie, maar die verteenwoordiging, die uitbeelding van God se teenwoordigheid, Emmanuel, God met ons, toe Emmanuel, God met ons, God in die vlees, as te ware weggeruk is van sy mense en van sy 12 disippels, toe die disippels hulle hoop so ingesit het, maar nou is God tussen ons, hy is met ons, hy gaan regeer, ons het 'n hoop in hom, ons gaan 'n koninkryk vestig. Daar was 'n dag toe dit gelyk het asof God se vyande die oorwinning behaal en hulle nie omgee nie en hulle dit geniet. En daar hang God die Seun aan die kruis en dit lyk asof die Vader sy hande in sy sakke het. Net soos wat Asaf skryf in Psalm 74. Dit lyk asof die Messias, Christus Jesus van Nasaret, toe tog nie buite die bereik van die vyand was nie. Maar in daai oomblik van chaos, van alle chaoste, van chaos, van totale verplettering, vernedering, wat spesifiek die 12 disippels en die ander volgelinge van Jesus ervaar het, daartoe dit gelyk het asof alles vernietig is, verby is, alles omgekeer is, onderste bo is. Daartoe hulle kyk in die fisies en daartoe dit lyk asof dinge verby is, was die feite, dit was die minste verby. Dit was die minste verby. When things seemed the most over, it was in fact the most not over. En dit wil lyk asof boosheid oorwin het, asof die duiwel en sy aanhangers oorwin het. Dit wil lyk asof dood oorwin het. But God, en daar in sy sterwe, toe dit gelyk het, asof ons geen meer hoop het nie, was God juis besig om 'n ewige hoop vir my en jou te werk. Daartoe dit gelyk het of daar geen hoop is nie, het Jesus daar vasgeslaan en gespyker aan die kruis, het hy ons ewige hoop juis kom standvastig, bevestig en kom seker maak. En daai oomblik toe donker oor die aarde gekom het en God die Seun uitgeroep het,
my God, waarom het U my verlaat? Toe donker oorgekom het en hy en God die Seun hierdie Godverlatenheid in sy hart uitgeroep het en dit deur die lig gegaan het die lig deurgebreek en was die son besig om op te kom. En was die Vader, soewereine God, besig om sy ewige plan te werk. En toe dit gelyk het of hy beheer verloor het, was hy presies waar hy nog altyd was, totaal en volle beheer van alles. Buite die omstandighede, buite wat die omstandighede vir ons gesê het en geblyk het, en wat ander mense gesê het en geïnterpreteer het oor die omstandigheid, was God die een wat besig is om die oorwinning, die finale oorwinning te behaal, want toe kom die Sondagoggend en God het dit seker gemaak en die graf is leeg. En die leeg graf kom beloof nou vir jou en my, dat daar ook nog 'n dag kom. Net soos daai dag, kom daar nog 'n finale dag, vriende, wanneer die winter totaal vervang sal word, wanneer winter finaal verby sal wees, en dit vir altyd somer sal wees. En Jesus kom bring daai belofte, en hy daai belofte verseker aan die kruis, en in Openbaring 22 sê hy, kyk, ek kom, en ek gaan alles nuut maak. Die winter sal finaal verby wees. Dit sal somer wees. En net toe sy disippels daar gedink het, dis verby en is die oorwinning daar en hier vaar hy op in die hemel en hulle dink, wow, nou is hy weg vir altyd. Toe kom sê Jesus eintlik in Matteus 28, hy sê, moenie bekommerd wees nie, moenie vrees nie, want ek is met julle tot aan die einde van dae. Ek is met julle. Ek was nog altyd Immanuel. Ek sal altyd Immanuel wees. So vriende, Psalm 74 kom herinner vir jou en my, die lewe is hard. En Psalm 74 kom herinner vir jou en my om in 'n lament in te gaan, om ons klaagliedere voor God in nederige afhanklikheid uit te bring, om uit te roep vir sy genade, maar ons vertrou en ons hoop ten volle in sy karakter te sit. Psalm 74 is geskryf om jou en my te herinner dat die lewe is hard, maar is ook geskrywe om vir jou en my te herinner dat die tydelike lewe, die lewe op hierdie tydelike aarde is hard, maar God is goed. God is goed, God is genadige God, en God werk alle dinge. Hy werk alle dinge, en hy werk dit vir sy doel, en vir sy eer, en vir sy volmaakte, volkome plan. En wanneer die swaar en die moeilike tye van hierdie lewe kom, en dit wil ons versoek om te kerm en te kla, en weg te hardloop van God af, dan help dit ons dat deur ons opregte klaagliedere dit ons eerder na God toe vat, soos Asaf gedoen het in Psalm 74. Wanneer ons klaagliedere beoefen, dan forceer dit vir my en jou om te gaan stil staan en te reflekteer op God se karakter en sy beloftes. Lamenting forces us to slow down. Lamenting forces us to slow down and to focus on God's character and His promises. Life is hard and God is good. Die lewe is hard en God is goed. Kom ons gaan in hierdie week in en ons weet en ons kan sê, ja, die lewe is hard, maar God is goed. Die nabyheid, die teenwoordigheid van God is vir my goed. Net soos Psalm 73 geëindig het, maar dit is my goed om naby God te wees. Ja, die lewe is hard, maar dit is my goed om na God te wees. Hier is winter nou, maar die winter gaan verby, die somer kom. Daar is 'n finaliteit wat kom. Dit is vir my goed om naby God te wees. En ek wil jou uitnooi as ons gaan sing
in hierdie liedjie, dit gaan goed met my siel. Ek kan sing, dit gaan goed met my siel. It is well with my soul. Nie omdat die lewe maklik is en dinge vir my goed in plek val en my omstandighede nou ewe skielik goed is nie, maar dit gaan goed met my siel omdat God goed is, omdat hy soewerein is, omdat hy in beheer is, omdat hy altyd besig is om in alle omstandighede te werk, omdat hy alle dinge werk en omdat hy alle omstandigheid werk en omdat hy genadig en barmhartig is, omdat hy goed is en omdat hy getrou is en omdat hy die een is wat die somer gaan laat deurbreek vir ewig en ewig. Ek wil jou uitnooi om toe te laat dat die waarheid van Psalm 74 vers 12 tot 17 net oor jou spoel. Heilige Gees, help ons dat die karakter van ons soewereine God en Verlosser, van ons hemelse Vader net oor ons spoel, dat ons kan rus in die wete dat U goed is, dat U soewerein is. Ons mag onsself dalk in winter bevind, maar ons weet, Here, die somer, die ewige somer kom. En dankie dat U God is van winter en somer. Ons loof en prys U, Here. Amen. Vriende, mag jy 'n baie geseënde week hê. Scars are a sign of grace in our lives. And Father, how you brought us through. When deep were the wounds and dark was the night, the promise of your love you proved. Now every battle still to come, let this be our song. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Weeping may come, remain for a night, but joy will paint the morning sky. You're there in the fast, you're there in the feast. Your faithfulness will always shine. Now every blessing still to come, let this be our song. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. I trust your ways. Trust your name.
trust your way.